Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 21ste Junie 2026. Ons erediens vandag waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld en hy lees verskillende dele uit Genesis 1, 2, 3 en 4 en die tema, jy is na die beeld van God geskep, leef daarvolgens. Goeiemôre broers en susters, kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 18, daarvan verse 1 en 4. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teeweer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormend huil, my skild, die weerkrag van my heil. My vesting op die bergkrans styl, by wie ek vas en veilig skuil. Psalm 18, verse 1 en 14, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here het as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. By ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38 vers 1 en 17 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, U is die enigste ware God wat daar is. U is van ewigheid tot ewigheid. Daar's 'n begrip wat ons nie in ons verstand kan uitwerk nie. Ja, dat U al bestaan het voordat daar tyd was. En ook nog sal bestaan nadat daar tyd is. En tog, U as groote God maak bemoeienis met ons as mense. En ons dank U daarvoor. Dat ons ook vanoggend hier by mekaar kan kom om na U woord te luister. Dat ons gevoed kan word daardeur. Dat ons hierdie week ook met nuwe krag kan ingaan. Dat ons ook mag weet dat ons kan vra dat U met ons sal wees deur U Gees. Ja, dat U ons leiding gee. Dat U woord vir ons verstaanbaar maak. En dat ons lewens daarvolgens kan inrig. En daarom vra ons ook dat U kragtig sal werk in ons deur U Gees. Sodat ons waarlik 'n lig vir die wêreld sal wees, 'n soutende sout wat ander dors sal maak, om na U woord te kan kom luister. Maar Here, ons vra dat U self ook in ons sal werk, dat ons ook bemoeienis sal maak om U woord te lees, te bestudeer, en ag sal slaan wat daarin staan.
Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Op die skriflesing sing ons nou saam met Psalm 8, daarvan verse 1, 4 en 5, terwyl ons so sit. Broers en susters, as u op die gemeente toep gekyk het, dan sal u sien dat vanaf maandag het ons begin met die E100 leesprogram. So het 'n hele klompie jare terug ook gedoen, wat dit in die kolle verskyn het, die gedeeltes wat u kan lees. Begin by Genesis natuurlik, en dan strek dit oor 20 weke, wat regdeur die Bybel so volvlug oor die Bybel neem. En ons moedig u aan om dit dan ook te lees, en hier word altyd gevra, hoeveel lidmate het al die Bybel deurgelees? Nou hier is 'n goeie begin, om ook in 'n routine te kom, om nadat ons klaar is met die 20 weke, dat mens die Bybel weer van vooraf begin, en hom deurlees. Ek het daaraan goed gedink, dat ek vandag die gedeelte van Genesis 1 tot 4 sal hanteer. Nou dit is baie hoofstukke en baie inligting wat daarin staan, so ek gaan so enkele verse uithaal, en dan ook die kern van hierdie gedeeltes. Natuurlik maandag, môre, begin die nuwe gedeelte in die E100 leesprogram. Maar kom ons luister dan vandag, en ek lees vandag uit die 53 vertaling, en jy kan die woorde ook op die projektor volg. Eerstens dan Genesis 1 vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Dan lees ons van al die ander dae, wat hy op elke dag dan ook geskep het. En dan lees ons van vers 26 af weer. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip.
En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hom geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dan vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Dan begin ons by Genesis 2 en dit klink amper asof Genesis 2 weer die hele skepingsverhaal wat ons dit in hoofstuk 1 lees, herhaal, maar in ander woorde. Die hele tuin word beskryf, maar ek lees dan vanaf vers 7 weer. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En dan weer vers 15, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie. En dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, weet julle te kenne gegee dat julle naak is, het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet.
Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyand stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, tot jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Dan in hoofstuk 4 kry ons die hele gedeelte van Kain en Abel, waar Kain dan vir Abel ook vermoor, doodmaak, en dan in die laaste gedeeltjie kry ons 'n kort geslagsregister van Adam af tot met Enos, die seun van Set. Lees die laaste 2 verse daar, vers 25 en 26. En Adam het sy vrou weer beken en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Want het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Wie is jy as mens en wat is jou doel hier op aarde? Ja, die vraag word gevra, want het kan maklik gebeur dat jy jou mens wees as iets minderwaardigs beskou. Dat jy 'n houding het van, ja, ek is 'n sondige mens en tot niks goeds in staat nie. Ek is 'n nietige mens en nie veel werd nie. Nee, broers en susters, kom ons gaan kyk na hierdie eerste hoofstukke in God se woord waarna ons nou geluister het om antwoorde op hierdie vrae te kry. Kom ons gaan na die heel begin toe. Dis immers wat Genesis beteken. Die begin. Die begin van die skepping van hemel en aarde, maar ook die skepping van die mens. In die begin was daar niks nie. Niks nie, behalwe God. Daar was geen aarde, geen heelal, geen materie, nie eers 'n skynsel lig nie. Daar was net mooi niks gewees nie. Selfs as ons so maak, dis lig. Lig is geskep. So dit was nie eers daar nie. Dit was 'n tyd voor tyd. Want daar was nog nie tyd nie. Ja, tyd was eers die 4de dag geskep. Ja, God het alles geskep in 6 dae, lees ons in Genesis 1. En die woord wat in Genesis 1 vir skep gebruik word, word in die hele Bybel net in verband met God gebruik. Hierdie woord beteken dat iets uit niks gemaak word nie. En net God kan dit doen. Hy is die skepper van alles. Die hele heelal, ja, selfs die verste ster word deur hom geskep. Maar meer as dit, God skep ook die mens, die kroon van sy skepping. Maar voordat die mens geskep word, vind daar eers beraadslaging plaas tussen
God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En daarna word die mens geskep na die beeld van God. En man en vrou word hulle geskep. Ja, in stygende orde word die hele skepping voltooi in die kroon van die skepping, naamlik die mens. Dit alles lees ons in Genesis 1. In Genesis 1 sien ons dus die grootheid en die almag van God. Hy spreek net en dit gebeur. So terloops, in die eerste 2 verse van die Bybel kry ons te doen met die drie-eenheid. God die Vader skep, sy Gees sweef oor die waters, bring orde. Maar hoe skep God die Vader deur die Woord? En die Woord is Jesus Christus, die Seun. Eerste 2 verse van die Bybel. In Genesis 2 word sekere dinge van Genesis 1 weer herhaal. Wat in Genesis 1 beskryf word as die skepping van die mens as beeld van God, manlik en vroulik, word hier weer vertel, maar in ander woorde. Dieselfde gebeurtenis word as ware uitmekaar gehaal en oor 'n tydperk versprei. En daar word ook ander klem op gelê. Genesis 1 werk na God se rus in 'n voltooide skepping toe. Genesis 2 werk na die gebeure tussen God en mens in Genesis 3 toe. Dit word reeds vir ons duidelik in die naam van God wat gebruik word. Soos Genesis 1 gaan Genesis 2 in die eerste plek oor God. Hy is telkens die een wat handel. Maar in Genesis 2 word God anders genoem as in Genesis 1. Genesis 1 praat van Elohim, die almagtige God wat alles geskep het en alles onderhou en wat bo sy skepping verhewe is. Hy spreek en van 'n afstand af sien hy dat dit goed is. Maar in Genesis 2 is dit anders. Hier gaan dit oor die Here God, Jahwe Elohim. In Genesis 2 openbaar God homself as die God wat betrokke is by sy wêreld en by sy mense. Die God wat saam met hulle leef en saam met hulle meeleef. En daarom word hy die Here God genoem, om ons te wys dat dit dieselfde God is wat geskep het, maar wat ook persoonlik by sy skepping betrokke is. Hy vorm die mens uit die stof van die aarde. Hy plant 'n tuin. Hy bring die diere na die mens toe. Hy skep die vrou uit die man. Alles word persoonlik beskryf. Dis asof die Here vir ons wil wys, hierdie mens is nie maar net nog 'n deel van die skepping nie. Hierdie mens is kosbaar. Hierdie mens is deur God self geskep na sy beeld. Maar tog merk ons iets op. Die Here God sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Tot hiertoe het God telkens gesê, dit is goed. Nou sê hy, dit is nie goed nie. Die mens het 'n hulp nodig, soos wat ons ook in Prediker lees, 2 vaar beter as een val, kan die ander een hom ophelp. Ja, saam moet hulle mekaar help om die beeld van God te wees. Saam moet hulle die verteenwoordiger van God op aarde wees. Saam moet hulle in 'n verhouding met God en met mekaar staan. Die Here maak dan vir die mense 'n helper wat by hom pas. Iemand op sy vlak. Iemand langs hom. Iemand met wie hy kan leef, deel en lief hê. Broers en susters, hier gaan dit nie oor minderwaardigheid nie. Hierdie hulp is nie 'n ondergeskikte bediende of assistent nie. Hierdie hulp is iemand wat die mens voltooi, iemand wat hom ophelp, iemand wat langs hom staan. Sy is iemand op dieselfde vlak as hy. Sy is immers uit sy ribbebeen geneem. Man en vrou is gelyk voor God, maar eie soortig in verantwoordelikheid en geslag. Saam dra hulle die roeping van die mensdom.
Saam wys hulle iets van God se liefde en gemeenskap. En daarom is die huwelik so kosbaar. En daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Ja, die mens leef nie net vir homself nie. Hy leef in 'n verhouding met God, met sy medemens en as dit die Here se wil is ook met 'n huweliksmaat. Maar dan as Adam sy vrou sien, dan bars hy uit in vreugde. Hierdie keer is dit been van my gebeente en vlees van my vlees. Eindelik. Nou kan hy in sy verhouding met sy hulp wat by hom pas, iets van die beeld van die drie-enige God weerspieël, deur een te wees met haar. Broers en susters, dis belangrik dat ons hierdie dinge onthou. Want voordat Genesis 3 kom, moet ons eers Genesis 2 verstaan. Voordat ons die sonde verstaan, moet ons die skepping verstaan. Voordat ons die gebrokenheid verstaan en sien, moet ons ook die heerlikheid sien. God het die mens goed gemaak. Baie goed. Maar so gee die Here vir die mens, die man en vrou, dan ook verblyf in Eden. Daar was harmonie tussen hom en die mens. Maar dan was daar ook sekere reëls om hierdie harmonie te behou. Vir hierdie rede plaas God 2 bome in die tuin van Eden. Die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. En om hierdie harmonie te hou, moes die mens sy plek ken. Hy is mens en nie God nie. En daarom word hy verbied om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Die mens is nie by magte om self te besluit wat reg en verkeerd is nie. Hy is nie in staat om op sy eie te onderskei tussen goed en kwaad nie. Nee, net God alleen kan dit doen. Net hy weet wat reg en verkeerd is. Hy kan onderskei tussen goed en kwaad, goed en sleg. Daardie boom is God se boom. As die mens self wil besluit wat goed en kwaad is, sal dit tot sy dood lei. As hy self God wil wees, sal hy sterf. En so kom die Satan na die vrou toe en die teenoorgestelde gebeur van wat bedoel was. Die helper wat veronderstel was om die mens op te help en om te ondersteun, word nou die middel waardeur die mens val. Maar die man kan haar nie verwyd nie, want hy doen presies dieselfde. Hy ondersteun haar nie. Hy herinner haar nie aan God se bevel nie. Hy help haar nie op wanneer sy val nie. Ja, tussen die naakte mense wat hulle nie geskaam het nie, en die naakte mense wat hulle skaam, gebeur daar iets ingrypends. Die slang kom en wek wantroue in God se woord. Hy stel God voor as iemand wat iets goeds terughou. Dis altyd die manier waarop sonde begin. 'n Wantroue in God se goedheid en 'n begeerte om self te besluit wat reg en verkeerd is. Maar as jy self wil besluit wat goed en kwaad is, besef jy dat jy naak is. Hulle sien skielik hulle naaktheid raak. Hulle kry skaamte. Die vertroue is gebreek. Die verhouding is gebreek. Die 2 mense wat een was, begin mekaar te beskuldig. En ewe skielik moet hulle wegkruip. Daar selfverdediging en vrees. Die mens wat bedoel was om die beeld van God te wees, begin nou van God af wegvlug en van mekaar af wegdraai. Maar dan kom die Here self. Hy vra, waar is jy? Wie het vir jou vertel dat jy naak is? Sy vraag is nie omdat hy nie geweet het nie. Dis 'n vraag wat die mens ontbloot. Hy bring die naakte waarheid na vore. Dan volg die oordeel. Die slang, vrou, die mens.
Elke deel van die lewe word nou deur pyn, stryd en gebrokenheid geteken. Die mens wil soos God wees. Hy wil self bepaal wat goed en kwaad is. Nou moet hy daarmee saamleef. Maar die ironie is bitter. Hy word nie soos God in die heerlikheid nie. Nee, hy word 'n nietige mens wat homself nie kan red nie. Ja, die sonde het 'n radikale invloed op die mens en die skepping gehad. So radikaal dat ons onsself moet afvra, is ons nog die beeld van God na die sondeval? Ja, ons is. Die mens is nog beeld van God na die sondeval. Want na die sondeval in Genesis 9 vers 6 noem God die mens nog steeds beeld van hom. Die beeld van God in die mens is egter deur die sonde beskadig. In plaas daarvan dat ons in 'n verhouding moet staan met ander mense, met hom, dit skade gelei. Om net lief te hê, het ons ook begin om te haat. Ja, deur die sonde is al die verhoudings waarin die mens hom as beeld van God moet openbaar, aangetas. Sy verhouding tot God, tot sy medemens en selfs tot die natuur. God maak nie alles wat hy geskep het ongedaan nie. Maar hy laat ook nie die mens net sy gang gaan nie. Hy stel nou grense vas. Hy begrens die mens. Die mens mag nog vrugbaar wees. Maar nou kom daar swaar kry, pyn en moeite by. Die aarde bly 'n plek van arbeid. Maar nou met dorings en dussels en sweet. Die verhouding tussen man en vrou bly bestaan, maar nou kom daar spanning, begeerte en magstryde by. Die lewe gaan voort, maar die dood lê voortaan daar as grens. Die mens mag nog na God roep, maar hy kan nie meer by die boom van die lewe kom nie. Hy moet uit die tuin uit. Dis pynlik. Maar dis ook genade. 'n Mens wat oor sy eie goed en kwaad wil besluit, raak gevaarlik. Ons sien dit in Kain wat vir Abel doodmaak. Ons sien dit verder as julle die gedeelte lees in Lamech. Ons sien dit in die wêreld, die geweld wat uiteindelik die hele wêreld vul voor die sonvloed. As God net gesê het, gaan aan, doen wat julle wil, sou die mens homself en alles rondom hom vernietig het. Die grense is dus nie net 'n straf nie, dis ook beskerming. Die Here laat nie toe dat die sonde onbeperk voortwoeker nie. Want wanneer die mens begrens word, wanneer hy besef hoe klein en nietig hy is, dan begin daar iets wakker word in hom. Hy besef dan dat hy nie sonder God kan lewe nie. En by Enos, seun van Set, wat sterflike mens beteken, begin die mense dan weer die naam van die Here aanroep. Dit is die begin van roep, Here help, Here ontferm U, Here gryp in. En die Here het gehelp. Want selfs in Genesis 3 vers 15 klink daar reeds 'n belofte. Daar sal 'n verlosser kom wat die kop van die slang sal vermorsel. Dit was die eerste evangelie, die eerste belofte van verlossing. En van daar af loop dit soos 'n goue draad deur die hele Bybel, van Adam tot by Set, van Set na Noag, van Noag na Abraham, van Abraham na Dawid, van Dawid na Jesus Christus toe. Ja, in sy groot liefde en oneindige genade het God sy enigste seun gestuur om sy beskadigde beeld in die mens weer te herstel. Jesus Christus is volmaak beeld van God. Paulus sê dat hy die beeld van God is wat self nie gesien kan word nie. En dat God in volle in Christus se menslike liggaam kom woon het. En die skrywer van die brief aan die Hebreërs
sê van Christus, uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. As volmaakte beeld van God was hy ook volkome gehoorsaam aan die wil van God tot aan die kruis. Ja, omdat Jesus Christus deur sy bittere lyding ons met God versoen, is die beeld van God weer in die mens herstel. Deur die Heilige Gees maak Christus sy versoeningswerk die eiendom van elke ware gelowige. En so word ons dan gelykvormig gemaak aan die beeld van Christus. Dit is duidelik uit Romeine 8 vers 29 waar Paulus sê, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En wanneer God ons deur sy Heilige Gees daartoe bring om die beeld van Jesus Christus te vertoon, dan vertoon ons vanselfsprekend ook die beeld van God. Maar tog bly ons sondaars en leef ons in 'n sondige wêreld. Daarom is die beeld van God nog nie volkome in ons herstel nie. Dit sal eers die nuwe hemel en aarde gebeur. Maar terwyl ons nog hier op aarde leef, gee God ons die verantwoordelikheid om steeds meer en meer sy beeld te wees. Ons moet al hoe meer word wat ons reeds is. Broer en suster, wie is ek en jy? Wat is ons doel op aarde? Ons is die kroon van die skepping, deur God self geskep, en ons moet sy beeld weerkaats in alles wat ons doen. Gaan dan nou en wees die beeld van God wat Jesus Christus weer vir jou heel gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, weer eens staan ons verstom voor U woord. Van die begin af, van die eerste verse af, hoor ons van U ewigheid, hoor ons van U almag. Maar dan hoor ons ook van die bemoeienis wat U met ons as mense maak. En daar waar ons gefaal het, tel U ons weer op, maak U weer heel. Ja, waar ons die dood verdien het, het U vir ons verlossing bewerk, deur die enigste Seun te stuur, om vir ons die ewige lewe te verwerf. Ja, Here, dat ons weer by magte is om U beeld te weerkaats in hierdie donker wêreld. Maar ook daarin het ons U hulp nodig. Ons het wysheid nodig. Daarom vra ons dat U deur die Gees kragtig in ons werk om U te ken, want dit is wysheid. Laat ons U waarlik ken, maar laat ons ook op U vertrou, want dit is geloof. En dat ons daardie geloof uitleef, elke oomblik van ons lewens. O Here, ons dra ons gemeente op aan U. Hier is nog soveel werk te doen. U is ook bewus van elkeen van ons se beproewinge. Miskien is daar vrees by ons, bekommernis oor kinders, kleinkinders, oor ons werke. Here, ons kan dit opnoem, maar elkeen van ons is anders. Maar daar hou ons ook vas aan U belofte, dat U ons nie bo ons vermoë sal beproef nie, en dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat U liefhet. Ons dank U daarvoor. Maar Here, as ons dan ook so worstel met ons beproewinge, maak ons lankmoedig. Ja, laat ons moedig bly tot die tyd wat U daar bepaal het, waar U uitkoms gee. Want U uitkoms
kom altyd op die regte tyd. En dit is ook vir ons genoeg. O Here, ons vra weer dat U ons sonde ook sal vergewe. En ons bid dit alleen maar in die naam van Jesus Christus, U Seun, ons Verlosser. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 89 verse 1 en 6. Verhef je hart tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broers en susters, ek hoop julle het my gevolg. Is 'n magte om inligting eintlik die eerste 4 hoofstukke. Ons kan dan seker 23 preke hieruit maak. Ek wil net tog die volgende 2 verse wat ek nou nie gelees het nie, van hoofstuk 5. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskaap het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God, na sy beeld. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskaap is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy die seun verwek na sy gelykenis. Adam is gemaak na God se beeld. Toe vind die sondeval plaas. Die kind wat gebore word, is toe Adam se beeld. So dit moes herstel word, weer terug na God se beeld. En dit het Christus gedoen. Ek hoop ek motiveer julle om te gaan begin lees aan die 100. Weer eens, die doel is nie om julle volledige Bybel nie, het vat grepe, voelvlug, maar dit kry ons in die gewoonte om weer ons Bybels te lees. En daar sal ook, ek dink jy net gesê, sal sekere vragies wees na elke
gedeelte. So ons moedig hier aan, die nuwe gedeelte begin dan nou maandag. Dan baie geluk aan die volgende lidmate wat hierdie week verjaar, die 21ste, Louis Terblanche, Meneer Mokke, 23ste, Elyn van Ryn, 26ste, Andries Skreer en Chris Skriel. Baie geluk aan al hierdie lidmate, mag die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan, ons golfdag, het klink dalk nog ver, maar hy kom ook nou nog vinnig nader. Ons is dankbaar, het was in baie kort tydjie dat al die 4 balle vol bespreek was. Ons kort egter nog verkieslik kontant om pryse aan te koop. Rede hoekom ons vir kontant ook vra, is daar moet elke keer 4 van dieselfde pryse wees. As jy 4 van dieselfde pryse wil gee, is jy ook welkom daartoe. En ek dink daar is dalk ook nog bytjie-borge, wat jy daarvoor ook nog kan borge kry. So baie dankie daarvoor. Ons het nou gepraat oor die toep, as ek praat van toep, dis die Afrikaanse woord vir app, as jy nie geweet het nie. Maar as jy dalk enige probleme daarmee ondervind, vra vir Henny of een van ons jonger lidmate, dat hulle julle daarmee sal help. So bring ek julle fone dan net ook saam, dan kan ons julle behulpsaam wees daarmee. Ter approbasie as diaken word voorgehou, broeders Jean-Ray Breitenbach, Richard Smit, Claude Jacobs en Ewald Pretorius. En dan ook met attestaat vertrek na Gereformeerkerk Benoni is Henk en Helene Tetoy met dooplidmate Elizay en Zanante. En dan broers en susters, het ek daartoe ook gelei om nie die beroep na Wolmaranstad toe op te volg nie. Van julle kan ook bly wees, die ander wat wou gehad het, ek moet gaan kom haal net julle bokse die pastorie. Baie lekker week vir julle elkeen.